formule wat ons het, is empiriese formule. En dit is die eenvoudigste verhouding waarin elemente verbind is. Dan is molekulêre formule. Sorry, ek soek net my stok. Daar's hy. Molekulêre formule is al die atome, die soort atoom en dan die korrekte hoeveelheid daarvan. Dit ken jy nou al. Dan struktuurformule het ons nou al begin bietjie doen. Dit gee vir jou die struktuur, so al die atome en presies hoe hulle verbind is. So jy wys elke liewe verbinding. Toe sê ek vir jou, hierdie ding wat ons hierso het, kan of 'n karboksielsuur wees of 'n ester. Hoe weet ons dit kan een van daai twee wees? Want jy sien nou twee suurstowwe daar. Okay, en dit is die enigste twee homoloë reekse wat twee suurstowwe in hulle funksionele groepe het. Okay, so 'n karboksielsuur se basiese funksionele groep lyk so. Okay, en nou kyk ons reg, hy moet hê twee suurstowwe check. Hy moet hê twee koolstowwe. Hy het nog net een koolstof, so ons gaan nog 'n koolstof insit en dan gaan ek die bindings vol maak met waterstowwe. So uit 1, 2, 3, 4 waterstowwe, 4 waterstowwe. Okay, dan kan er ook 'n ester wees. Hoe lyk 'n ester se basiese struktuur? Dis 'n koolstof, suurstof, koolstof met 'n dubbelbinding suurstof. So kom ons check. Twee suurstowwe, twee koolstowwe, twee koolstowwe. So nou gaan ek net die bindings vol maak met 'n waterstof, 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 waterstof. Okay, is julle met my? So, dit is 'n struktuurformule. Dit wys elke liewe verbinding wat daar is. Jy kan nie 'n waterstof uitlos nie. As jy, sê nou hierdie ding is saam, gaan hierdie ding 2 punte tel. Okay, 1 punt gaan wees dat jy die funksionele groep reg het en die ander punt gaan wees dat die hele struktuur reg het. As jy 'n waterstof uitlos, dan kry jy -1. Okay, so veral met die strukture gee hulle maklik vir jou 'n -1. So jy kan eintlik, so sê nou maar die vraag tel 2 punte, dan kan jy letterlik nie 1 kry nie, maar 'n -1 nog kry ook. Alright, want hulle vat punte weg as jy foute maak. So jy wil hier oefen om elke waterstof te teken, nie te vergeet nie en nee. Okay. Dan die volgende soort struktuur wat ons het, is 'n gekondenseerde struktuurformule of hy het 'n ander naam ook, hy het 'n semi-struktuurformule. So as jy lees semi of gekondenseerde. Okay? So as jy nou dink die woord semi of gekondenseerde beteken bymekaar gebring, minder gemaak, né? Nee? Hopelik weet jy daar net in jou kop. So 'n gekondenseerde struktuurformule is dit reflekteer die manier hoe atome aan mekaar verbind is in 'n molekuule, maar wys nie alle bindings nie. Okay, sê wat hulle eintlik daar bedoel is, ons weet waterstof is die stoppers. Okay, so ons gaan nie wys hoe elke waterstof verbind is nie. Nou, 'n gekondenseerde struktuurformule kan op klomp verskillende maniere gedoen word. Okay, so ek gaan vir jou 'n paar wys. Die ene wat ons hierso het, so ek gaan hom net groen maak, dat dit 'n ander kleur is. Daai en daar se gekondenseerde struktuurformule kan lyk soos volg. C, okay, so daar is C. En hoeveel H's is aan hom verbind? 3. So dan gaan ek sê H3. Okay, en dan gaan ek sê 'n C. En dan gaan ek sê hy het 2 O's, maar kan julle sien dat hierdie 2 O's is nie gebind aan mekaar nie. So ek wil dit wys. Hulle is nie gebind aan mekaar nie, maar daar is 2 O's en dan sê verbind. So ek gaan sê O. Want as ek skryf O2, dan impliseer ek die 2 suurstowwe is gebind aan mekaar, maar dit is nie. OH. Het jy al dit gesien in jou lewe? Ja, wat is sy naam? Asynsuur. Okay. 'n ander manier hoe ek hierdie kan skryf is ek kan ook sê CH3 streepie COOH. Net om te wys daar's 'n binding, 'n enkel binding tussen hulle. Wat ek ook kan doen is ek kan sê CH3 C OOH. So. Om te wys die C's en die H's kondenseer ek so ver as moontlik, maar ek wil hierdie spesiale verbinding wys. So gekondenseerde struktuurformule kan op klomp verskillende maniere gedoen word. Okay? So kom ons kyk gou hoe lyk hierdie estersinne. Hierdie estersin sal byvoorbeeld wees C en dan het ek 'n H, so daai H, CH en dan het ek 'n O en dan is CH3.
Ek gaan weer eens nie sê O2 nie, want die twee suurstowwe is nie aan mekaar gebind nie. Is julle met my? Okay, ek kan natuurlik ook gaan, hierdie een is CH, dubbelbinding O, CH3. Dit is ook gesien as 'n gekondenseerde struktuurformule. Okay, so ons klomp verskillende maniere ons hierdie kan wys. Alright, enige vrae? Goed, gaan. Nou gaan ons die familie vir familie gaan bespreek. Okay, so omtrent 'n bladsy of 2 per familie. Die eerste een wat ons daar het, is die alkane. Okay, alkane is enkel kovalente bindings, of slegs enkel kovalente bindings. Ons gaan gou weer hier deur. Heinrich, wat noem ons as ons slegs enkel bindings het? Wat noem ons daar soort verbindings, daar slegs enkel bindings is? Ja, maar nee, dit is deel van jou toets vandag. Mens noem hulle watter soort verbindings wat propvol is. Yes, hulle is versadig. En hulle het net koolstowwe en waterstowwe. So Linden, wat noem mens dit as net koolstowwe en waterstowwe? So hulle is versadigde koolwaterstowwe. Nou hierdie is 'n baie goeie multiple choice vraag wat hulle vra, of 'n 1 of 'n 2 punt vraag. Hulle sê, hulle gaan vir jou so 'n lys van molekules gee, dan sê hulle watter een is 'n versadigde koolwaterstof? Nou moet jy gaan kyk, versadigde koolwaterstof is 'n alkaan. So soek vir die alkaan. Okay. En dan sê hulle kovalente bindings. Louis Henry, wat beteken dit nou weer? Kovalente bindings? Terwyl jy daaraan dink. Okay, tussen hulle koolstofatome en word verdeel in oop kettingstrukture, so beteken jy kan lang ketting sê, of ringstrukture, en ons noem hulle sikloalkane vir sirkels. Okay, sikloalkane. Nou ons doen nie eintlik meer sikloalkane in matriek nie. Jy doen dit eintlik op eerste jaar, maar ek gaan jou net so vinnig wys vir die van julle wat wel in die chemie rigting gaan, dat jy nie soos 'n idioot lyk eerste jaar nie. Wie gaan in die chemie rigting? 2, uit die hele klas. Ek gaan julle maand verander, nog voor die einde van die jaar. Voor die einde van die maand. Nee, wag, wou. Wanneer is dit volgende week? Voor die einde van die maand. Wat trek ons, Louis Henry? Kovalent, Rikus? Wat beteken kovalent? Ardu? Ouma, hoor, dit was les 1 gewees, daar het ek dit nog geskryf. Waar die hel het ek dit geskryf? Ek het dit op die bord geskryf, ek het daarvan gepraat. Ek het dit op die bord geskryf in julle boeke, skryfboeke is dit. Enigiemand? Hulle deel elektrone. Ja, Lou Henry? Dankie. Okay. Dan sê hulle vorm 'n homoloë reeks vir elke lid verskil van die vorige een met daai. Hulle algemene formule is CN2 + 2, dit het ons nou al. En dan sê ek vir jou hierso, en hierdie is eintlik hierdie hele hoofstuk. En die organiese hoofstuk is eintlik 3 hoofstukke in 1. Okay? So omtrent 50% van jou chemie vraestel is hierdie hoofstuk. Okay, so vraag 1 in jou eksamen is multiple choice. Vraag 2, 3 en 4 kom almal uit hierdie hoofstuk uit. Okay. So hierdie pink bolletjie waarmee ek nou besig is eintlik vraag 3 in jou vraestel. Okay. Sê daar is 'n toename in smelt- en kookpunte soos die aantal koolstofatome vermeerder. Dit is direk as gevolg van 'n toename in formule massa en die ooreenstemmende sterker intermolekulêre kragte, Londonkragte. Okay. So daar het ek vir jou 'n opsomming gegee eintlik van daai hele hoofstuk, maar kom ons kyk gou na hierdie. Hierdie is 'n tabel, jy hoef hom nie uit jou kop uit te ken nie. Ek wil vir jou 'n paar goed wys. Nommer 1 is, kom ons kyk gou na die formules hierso en die nommers. Hierdie een is die aantal koolstofatome en dan hierso gee ek vir jou die molekulêre formule, want ek gee net vir jou die aantal koolstowwe en waterstowwe.
Alright. So jy sien ons gaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tot daar, en dan het ek 17 hierso. Ek wil vir jou 'n paar goed wys. 1 tot 4 is maklik, hulle is almal gasse by kamertemperatuur. Okay, dan sien jy het ek 'n bultlyn, dan sit vloeistowwe, 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 tot en met 17. 17 is waar dit vaste stowwe word. Okay, so hoekom moet jy dit gaan ken uit jou kop uit? Jy hoef dit nie uit jou kop uit te ken nie. Is goed as jy weet die eerste 4 is gasse en dan word dit vloeistowwe, maar wat ek wil hê jy moet sien is dat hulle fase raak al hoe sterker of wat ook al, omdat hulle intermolekulêre kragte sterker raak. Okay, so hoe groter die molekule is, hoe sterker is die intermolekulêre kragte. Okay, dan het ek die name, ek gaan nou daartoe gaan vir jou, maar ek wil eers net ook vir jou wys, hoe groter die molekule is, hoe hoër word die smeltpunt en hoe hoër word die kookpunt. Okay, so wat kan ons sien, hoe groter die molekule is, hoe sterker is die intermolekulêre kragte, hoe hoër is die smelt en die kookpunt. Kan jy dit sien? Yes? Okay, nou wil ek gou kyk na die name. So hierso add ek nou tot jou volgende spoedtoets. Okay, is jy moet die name ken van die eerste 8. Net die eerste 8. Easy peasy. Okay, so die eerste 8, 1 is met, oepsie, 2 is et, 3 is prop, 4 is biet, 5 is pent, 6 is hex, 7 is hept en 8 is oct. Okay. Right. Nou, julle ken my met my storieetjies wat ek opmaak. So jy kan of jou eie storieetjies opmaak of jy kan gaan met myne. In Engels is dit die meth. En soos crystal meth. Crystal meth is so 'n siklostruktuur met 'n een dingetjie wat daar uitsteek. Hoeveel breinselle het jy oor as jy crystal meth rook of snyf of wat ook al? Wel 1, né? Nee? So 1 meth, crystal meth, 1. Okay? Dan hoeveel vingers het E.T.? Het hy 3 vingers? En my kop het hy 2. Anyway, 2. Dan as jy 'n pro wil word in iets, pro wil word in iets, dan moet jy top 3 eindig. Anders is jy die eerste verloorder. Dan die Kardashians het hoeveel butts? Hulle het hulle eie en dan ingeplant ook nog, so hulle het 4 boude. Bout lobs. Okay. Dan Hex weet ons, julle ken Hex van wiskunde, né? Hex hebt oct. Sorry daarvoor nie, dit weet ek net. En dan pent is vir my net soos Pentagon of in my kop was dit soos die penthouse, was soos die toppunt, soos volledig waar jy uitkom, 'n volle hand. Ek maak so stories op in my kop wat vir my sin maak. Jy doen wat vir jou sin maak, maar jy moet hierdie eerste 8 ken uit jou kop uit. Okay. Goed, net vir kennisname, 9 is non en 10 is 'n dek. So as jy sien hepta, dekaan, hept is 7, dek is 10, so dis 17. Okay, dis amper soos die Romeinse syfers. Goed, nou wil ek voordat ek intermolekulêre kragte toe gaan, ek wil net vir jou vinnig wys die sikloalkane, die sirkelalkane wat jy nie hoef te ken nie. Dis net vir kennisname. Kan jy sien hierso is siklo, dis nou in Engels, siklopropaan. Prop is 3. Okay? So dis 3 in 'n sirkel. Siklobutaan 4 in 'n sirkel. Siklopentaan 5 in 'n sirkel. Sikloheksaan 6 in 'n sirkel. Nou, ek het vir julle aan die begin gesê wetenskaplikes is lui maar effektief, né? So in plaas van elke koolstof en waterstof wys, hoef jy net sulke sirkeltjies of hoekies of wat ook al te trek. Ek dink julle almal het al dit gesien in julle lewe, né? Dat hulle sulke goeders wys met sulke goeders in of wat ook al. Ja? So daar is siklohexeen. Hexeen want dit dubbelbindings. Alright, nou wil ek gaan na die intermolekulêre kragte. Okay, ek gaan vinnig kyk. As ons hierdie ene, en ek wil hê jy moet dit vir my teken, maar jy moet baie klein teken, want ek wil nog skryf ook. Is dit moontlik? Versus die ene.
Ek gaan nie elke waterstof daar invul nie, want dit is onnodig. Okay. Hier kom teken jy 2 van elk. Want dis intermolekulêre kragte. Inter tussen molekules. So die kragte tussen 2 molekules kragte. Okay. Nou heel eerste, waar trek ek met my vraag, Rikus? Nee, jy het nie geantwoord, dit is jy weet nie. Sê gou vir my, is hierdie simmetriese of 'n asimmetriese molekule? Simmetries. So watter soort intermolekulêre kragte het hulle? Sjoe, flashbacks het ons nou. Ons het 4 soorte intermolekulêre kragte. Ons het Londen, dan het ons dipool, dan het ons waterstofbinding en dan het ons ion, oei, en daar's 2 i's, ion dipool. Hoekom? Wat het ons? Jy is helemaal reg, 1 of 2, dit staan eintlik op bo in jou notas by die laaste bullet point bo voor die tabel. Kan jy sien daar staan Londen kragte? Okay. Hulle het Londen kragte want hulle is simmetriese molekules. Okay? So hulle het Londen intermolekulêre kragte. Hulle is simmetries. Okay? Maar laas jaar het ons gedoen, as jy enigstens kan onthou, hoe groter die molekules is, hoe sterker is die intermolekulêre kragte. Hoekom? Want hierdie 2 nou, hulle is Londen, so eintlik is hulle metries, hulle het nie positiewe en negatiewe kant nie, maar onthou dis elektrone wat om en om gaan, so vir 'n oomblik kan al die elektrone hier wees, dan is hierdie kant negatief, hierdie kant positief en dan trek dit die ander en aan, blablabla, die hele storie. Okay? So hier is 1 plek vir 'n intermolekulêre krag om te vorm. Want ons 1 koolstof met sy waterstoffietjies. Okay? Waar hierdie ene tussen hierdie 2 is daar 4 plekke. Onthou, dis nie 'n binding wat vorm nie, dis 'n aantrekkingskrag. So half 4 magneetpunte waarin jy kan dink. So watter een gaan 'n sterker intermolekulêre krag hê? Die onderste ene. Okay? Hoekom? Want hy is 'n groter molekuul, sy molare massa is groter, so hy het 'n sterker intermolekulêre krag, so sy kook- en smeltpunt sal hoër wees. Dat jy het my klaar my vraag beantwoord, so moet nou nie hardop sê nie, want hulle het jou nie gehoor daarbo nie. Ardu, wat is hierdie se naam? En sy weer, wat is hierdie se naam? Nie die soort intermolekulêre krag nie, die organiese verbinding. Jou is die boonste en hierdie ene. Butaan. O ja, metaan. Met, hoekom? Want dit 1 koolstof aan, want dit behoort aan die alkane. Ja? Butaan. But, want dit het 4 koolstowwe aan, want dit behoort aan die alkane. Okay, so hulle kan vir jou vra, watter een het 'n sterker intermolekulêre krag? So tussen metaan en butaan. Kan hulle vir jou vra, watter een het 'n sterker intermolekulêre krag? Juffrou, hoe het jy so vinnig by hierdie formules uitgekom? Ek het nie op die tabel gekyk nie, maar ding is ingezoom met die algemene formule. Nee, die algemene formule is CnH2n plus 2. Met is 1, so dan is dit 4 H's, but is 4, dan is dit 10 H's. Okay, so wat gaan jy sê hierso? Jy gaan sê, ek wil nou net, ek is nog leier en ek wil minder skryf, ek gaan hom noem A en hom noem B. Dan gaan ek sê A is kleiner of sy molare massa is minder. MR staan mos vir molare massa. Is kleiner as B. So dit wil sê hy het swakker, kom ons sê net A. A het swakker intermolekulêre kragte, spesifiek Londen, as B. Wat is nou golden sentence nou weer? Pieter, kan jy onthou? Wat is nou golden sentence by intermolekulêre kragte? Sjoe. Ek dink hier is 'n sweetie vraag voor. Weet jy, Pieter? Okay, wil enigiemand raai vir 'n sweetie, Jordan?
Nee, jy moet nie raai nie, so raai nie. Dis hoekom die IMK. Nee. Heinrich? Dus is daar meer energie benodig om die IMK tussen daai molekules te oorkom. Jy is reg in jou sin, maar jou toepassing daarvan is verkeerd. Nou wonder ek hoe streng moet ek wees. Watter een gaan meer energie benodig, A of B? B. Dat is goed. Hoe lang jy nou so ingee? Dis alles belangrik. Ja, Hoeveel jy gekry jou definisies? Vandag, die toets. En die toets? ja, Volpunte. Oh, blikkies. Nee, ek moes al vir die toetsweeties uitgedoen. Okay, so, dis... Nou, ek gaan jou sin omruil, want ons is besig om A te beskou. So, ek sal sê, dis benodig A minder energie om intermolekulêre kragte tussen deeltjies te voorkom. Ek hoop jy het plek. En dan laaste bullet point, dit wil sê A het 'n kleiner kookpunt, byvoorbeeld. Kan ek het nou baie afgekort in 'n toets of eksamen mag jy nie so afkort nie, né? Half. Dis waar dit half begin. Ek weet nie, maar ek weet. Jy is altyd daai persoon wat vra. Jy weet onderwysers haat daai kinders. Nie soos ek haat jou as ek jy haat die vraag. 20 hoor. Okay. Kyk wat het ek gebring. Het ek gesê ek gaan iemand skiet gister? Was dit in hierdie klas? Ek het al die guns getoets en hierdie maak die minste seer want ek was nie lus dat iemand my aankla nie. Maar ja, moet ek toets op jou? Sê weer? Dit wil sê A het 'n kleiner kookpunt. Moet ek op jou oefen? Hy maak nie seer nie, my kinders het op my getoets. Ja, die ander is daar's kans wat ek het was rooi geweest. Ek sal luister ek sal dit om die ding te gebruik. Okay, goed. So nou wil ek wag net gou, ek gaan vir julle ek wil gou julle skryfboeke hê. O nee, terwyl ek die toets skryf, ek gaan die video vir julle wys, wil ek hê die wat uitskryfwerk het moet nou die uitskryfwerk doen. Ek gaan vir jou video wys, ek gaan jou boek inneem, maar nie jou notas inneem nie. Want jy gaan moet leer. Okay, ek wil vir jou 2 video's wys. En dan as dit tyd is, gaan ek daaroor praat. Battery 70%. Connected to Charlotte site valve.